Gloria, halleluja. Goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat begon inskakel, almal wat hierso is, en welkom aan elkeen. So, volgend, wil ons net sê, baie dankie dat julle tyd uitgekoop het, om saam met ons die Here te loof en te prys en te eer en te verheerlik. So kom ons gee die Here al die lof en al die eer. Ons begin eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kan net vanoggend voor U almal wees. Here, ons kan alleen na U toe kom deur U Seun Jesus Christus van Nasaret, wat die weg is, die waarheid is, die lewe is en die lig is. Dankie Here dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie Here dat Hy al ons sondes, al ons krankhede, alles op Hom geneem het. En Here, dankie dat Hy ook die dood oorwin het om op te staan, opgevaar het na U toe, sodat ons die belofte kan ontvang van die Heilige Gees. Here Vader, dankie vir oggend. Here, laat dit lekker koud is, Here. Here, dat ons kan besef, U liefde is altyd warm. Here, dankie Here, dat ons weet U is die God van die seisoene. Daar's seisoene waar dit warm is, daar's seisoene waar dit koud is. Daar's seisoene wanneer dit reën en daar's seisoene, Here, wanneer die wind dit net waai. En Here, U bly nog steeds in beheer. Here, ons wil U net loof, prys, eer en verheerlik vanoggend. Ons vra U kom staan by elkeen van ons stil. Raak ons aan, Here. Wees saam met ons vandag in hierdie bediening waar die woord van bemoediging uitgaan. Here, waar ons U geloof en prys en waar die woord bedien gaan word. Here, laat alles sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam tot in alle ewigheid. Amen. Prys die Here. Ja, mense, die tannie sit al in hande vryf, so wys al vir my vinger, ek moet klaar kry. So kom ons gee vir haar 'n geleentheid, dat sy ons net bemoedig gaan met die woord, en dan gaan ons die Here loof en prys. So, oor na die tannie toe. Goeiemôre almal, welkom in die huis van die Here, welkom saam met ons op die. Kom saam en saam met ons in gemeente vanmôre, kom geniet die diens saam met ons, want dit is wonderlik en kosbaar en kragtig om 'n lewendige God te aanbid en groot te maak en sy naam te kom loof en eer. Ons praat oor mosterdsaad geloof. Mosterdsaad het ek nou al vir julle mooi verduidelik, is 'n ou baie klein dingetjie, so groot soos 'n opstaat se punt. Maar tog sê die woord van God vir ons, dat mosterdsaad geloof beweeg 'n berg. Hoekom is die vergelyking daar? Dis net 'n vergelyking wat die Here in sy woord gebruik, om vir jou te sê, so klein bietjie geloof in die Here, nie in jouself nie, in die Here, kan vir jou gee en vir jou skep, met al sy liefde doen hy dit, wat jy graag wil bemagtig op hierdie aarde en wil hê. En weet julle wat? Die Here het gekom, God die Vader het gekom, en hy het ons bewys hoe om dit te doen. Nou, 'n mosterdsaad is so klein, dat as jy nie baie mooi met die punt van jou naels gaan vat nie, as jy met jou hand wil hou nie, dan val hy op die vloer, en glo vir my, as hy op die vloer geval het, is hy weg, jy kry hom nie weer nie. Nou so 2 weke terug het die pastoor gevra om vir ons te wys hoe groot is 'n mosterdsaadjie. As hy geval het, hy kan maar val, jy gaan hom nie sien op hierdie vloer nie, hy is weg. So dit wys jou net 'n klein bietjie geloof beweeg 'n groot berg, sê die woord van die Here. Maar dit is die kleinste ding in ons lewe, in ons geestelike, in ons Christelike lewe. Dit is dit die kleinste dingetjie. Geloof is die kleinste dingetjie. En as jy dit nie mooi hanteer nie, verloor jy dit so maklik, dat jy dit nie weer kry nie. Dis weg. Jy moet nuus gaan soek. Jy kan niks met jou geloof, jy kan nie bly soek nie, hy is weg. Nou vra ek weer die vraag vanmôre, wat doen ons met ons mosterdsaad geloof? Hoekom raak dit weg? En ek kan vir julle sê, jy kan nou maar hoe groot Christen wees. Ek het 'n glory tyd vanmôre in die Here gehad, voor hierdie diens, want hy het met my so gepraat oor hierdie mosterdsaad geloof, dat ek het 'n wonderlike tyd in die Here
op my eie gehad. So maklik verloor jy dit. Waar was jy? Die Here vra vir my, waar was jy in jou geloof, in hierdie lewe op hierdie aarde? En waar is jy nou? En nou wil jy ander mense beskuldig. Jy wil ander lewens beskuldig. Jy wil ander bedieninge beskuldig. Maar jy is nie die skuldige een nie. Ek wil vir jou sê, die dag toe jy tot bekering gekom het, en het jou hart vir die Here gegee, was jou eerste vraag aan God gewees. Ek is 'n klein, nietige mens, en ek wil graag in u wil en u wee loop en wandel en beweeg. Sê net vir my waar moet ek wees? Asseblief Here. Die Here het jou gestuur na gemeente toe, party moes trek. Hulle het 'n werk op 'n ander plek gekry, en dan waar moet jy die Here jou gestuur het? Maar hy het jou gestuur waar jy moet wees. En waar is jy nou? Wat het jy verloor alles in jou lewe? Oor jy God wil dwing om jou geloof te aanvaar. Want jy kom nie klaar met die pastoor waar jy is nie. Jy kom nie klaar met sy vrou nie. Jy kom nie klaar met die gemeentelede nie. Nou is jou geloof reg en God se geloof is verkeerd. Wie het jou na daai gemeente toe gestuur? Wie het jou na daai pastoor se bediening toe gestuur? As jou geloof reg is, soos wat my woord my leer, sal die Here die pastoor en sy vrou skuif as dit moet wees. Maar hy gaan jou nie skuif nie. So dit wys jy mos nou kom as jy verkeerd. Nou sit jy vanmôre by die huis. Jy het jou geloof verloor, my broer, my suster. Jy blameer almal, maar jy het jou geloof verloor in God vanmôre. Maar God met jou seën. Ja, ek glo. Louisa, ek glo die Here. Weet jy nie, ons kieste staan so vol geprop met mosterdsaad. Kyk my geloof, die Here gee vir my dit. Kyk my geloof, ek kry 'n nuwe kar. Kyk my geloof, die Here seën my besigheid. Is dit? Jy sit met 'n lening by die bank. Dis nie my God se seën nie. Dis die wêreld se voorsiening wat jy moet terugbetaal. Dis nie God se geloof daai nie. God se geloof gaan vir jou 'n vennootskap met hom maak. Jy hoef nie by die wêreld te gaan leef nie. Hy gaan vir jou voorsien, sakke vol. Maar jy sit met geloof in jou hart wat jy nie het nie. Nou wil jy kom brek om te sê dit gaan so goed, maar jy sê hoeveel skuld het jy nie? Dis omdat ons in die skuld is by hierdie wêreld, dat God ons nie meer kan seën, maar ons wil God dwing in die rigting wat ons op wil hê. Want ek het die verkeerde vrou, ek het die verkeerde man, ek het die verkeerde kerk, ek het die verkeerde pastoor, ek gaan 'n ander een soek. My lewe gaan rondom my kinders. Ek moet my kinders gelukkig hou. Ek is nou oud, ek is afgetree. Ek moet saam met hulle partytjies hou. Ek moet sorg dat ek saam met hulle gaan sit en syp as ek daai woord moet gaan gebruik. Want julle, dis die woorde wat julle gebruik op die WhatsApp. En dis die woorde wat julle gebruik op die Facebook. Ek luister julle. Dis die woorde wat julle verkondig op die TikTok en julle brek daaroor. Julle sê ek sit eers van my kind en syp as wat ek in 'n kerk sit wat gevyns is. Wat het jy gedoen? Jy het God verloon, maar jy verwag sy seën in jou besigheid. Jy verwag sy seën oor jou huwelik. Hoekom gaan dit soos dit gaan? Jy verwag sy seën van oorvloed. Jy verwag sy geloof moet weer. Nou vat ek julle na wat God se voorstelling was. God het gesê, kom ek wys julle 'n bietjie, wat is geloof? Nog nie een in hierdie hele lewe van Genesis 1 tot Openbaring tot en met vandag kom 'n aarde skep deur 'n woord te spreek en te sê dis die lig, dis die son, hy sal skyn in die dag, dis die maan, hy sal skyn in die nag, dis die triljoen en sterre wat daar is, en nie een sal uit sy wentelbaan uitgaan nie, want as hy uit sy wentelbaan uitgaan, gaan hy val op 'n planeet en hy gaan mense vernietig. So God se geloof was so groot in ons op hierdie aarde, wat hy in ons geïnvesteer het, dat nog niemand kon sy skepping namaak nie. Hoeveel keer het hierdie wêreld al probeer 'n see bou? As ek net dink aan die een hier naby ons, ek kan nie eens onthou wat is die plek se naam nie, maar hulle daai hoeveel keer gevlat, as hulle golwe wil maak, hulle moet
Hy moet eers opgewek word met engines en ek weet nie wat so goed alles nie. Daaronder met motors en goed en dan kan hy hardloop vir 10 of 15 minute. Daar Sun City ook. Daai goed het hulle hoeveel keer geplat. Die hele aarde weggevee wat hulle opgebou en mooi gemaak het. Dan plat hulle julle net omdat hulle hom een keer uitgedraai het. Want die mense se verstand kan ons God se wysheid oorskry. Julle, ons kan nie God se geloof in ons eers oorskry nie. God se geloof in ons, kan ek vir julle 'n bietjie lees wat was God se geloof in ons. In Hebreërs 11 vers 6 sê hy, en ons geloof is dit, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloning van wat en wie hom soek. Soek ons God. Dis 'n ou klein dingetjie, geloof is 'n ou klein dingetjie. Dit gaan oor ons finansies, wat ek met julle moet praat. Maar vanmôre wil ek julle sê, hierdie geloof raak jou gesondheid. Hierdie geloof van mosterdsaad raak jou elke dag se lewe. En dit raak jou finansies. Ek het hierdie week, ek sit in my kamer en ek dink kom deur en ek sien toe, my word, my God is so great and wonderful. You can never live without him, and you can never outgive him. Hy sorg vir die promosie en hy sorg ook vir my. Hy sorg ook vir my man. So ek wil julle bemoedig vanmôre, wil jy geseënd wees? Waar jy bly, waar jy leef, waar jy is, gee ek nie vanmôre om nie. As jy vir my sê, Louise, ek wil geloof hê vir my besigheid. Ek wil geloof hê vir my huwelik. Ek wil geloof hê vir dit wat ek moet gee. Wil ek vir jou sê, geloof is jou toekoms in God. Is jy gelukkig waar jy is vanmôre? Het jy alles wat jy graag op hierdie aarde wil hê? Of is daar plekke wat moet verbeter? Moenie jou sien waar jy is vandag nie, sien waar jy gaan wees in die toekoms. God wil jou seën. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om met hierdie ou klein bietjie geloof na hom toe kom, en te sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is net 'n mens, Here, ek het probeer, ek het werklik waar my beste probeer. Maar Here, my beste is nie eers so groot soos 'n kopspeld se punt nie. Want geloof is 'n piramide skema. Jy begin groot hieronder, maar hoe sterker jou geloof raak in God, hoe hoër op groei jy, en hoe sterker word jou geloof. En jy raak naderhand so afhanklik van jou vennootskap, van jou ingenieur, van jou persoon saam met jou in jou besigheid, saam met jou in jou huwelik, saam met jou in jou gesinslewe, saam met jou in jou finansiële besluite, dat jy nie sonder jou bankbestuurder meer kan nie jou wêreldse bankbestuurder nie, maar God in die hemel. Dis jou geloof, waar jou geloof moet wees. En weet jy, hy vra net so klein bietjie, soos 'n mosterdsaad. Seën my broers, seën my sissies, Here. Laat ons leer wat 'n mosterdsaad vir ons beteken. En dat ons sal groei, oor sal begin. Want Here, ons almal, daar is nie een vermoere wat sê, wat kan sê en kan roem, dat hy het, waar hy is vandag, wat hy gehad het op 'n stadium. En selfs hierdie pastore met die mega gemeentes, julle het verloor ook. Moenie meer kyk op die kleintjies daaronder nie. Julle het ook verloor, dis nie meer 4000, dis nou 4000 mense, dis nie meer 20 en 30.000 mense, vir wie daai auditorium gebou is nie. So jy het ook verloor. Daar's niemand wat kan brag in hierdie dag nie, ons het almal verloor. Ons is uitverkoop aan hierdie wêreld. Ons staan bekleed glanswaardig voor God vanmôre
En ons moet erken, Here, ek het afgestaan. Ek het verloor. My geloof is nie waar dit was nie. Want hoekom? Dit het oor my begin gaan. Dit het nie meer oor God gegaan nie. Ek kan nooit in my lewe doen wat God doen nie. Seën ons, Here, dat ons met ons gehoorsaamheid sal begin vanmôre aan die Here en sê, back to the Bible. Geloof in die Here is my toekoms in die Godheid wat kom. Staan vas, Here, seën elkeen, is my gebed in Jesus se naam. Seën elkeen se finansies, seën elkeen se huislike omstandighede, seën elkeen wat vanmôre opreg besef, I have to go back on my knees and live the way God wants me to live. In Jesus' name. Amen. Prys die Here. Ja, kom ons loop en prys die Here nou. So ja. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King of kings. He's the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King of men. What a mighty God we serve, hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve, hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. In
Glory, hallelujah. Prys net die naam van die Here. Prys die Here man. Iemand kan sê amen. Glory, hallelujah. We can just lift up his name. He's the Holy God. He is the King of Kings. The King of glory. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Prys die Here man. Every
om die Here al die lof te bring, al die eer te bring. Kom ons sing 'n bietjie haleluja. Jy daar by die huis, staan 'n bietjie op in daai bed af man. Maak dood hy sigaret en sit neer 'n koppie koffie. Dis nou tyd vir die Here. Jy sê onderstel eers om te rook nie. Jy het geweet jy is die tempel van die Here. Prys man. Prys die naam van die Here. Kom, al die heerlikheid, al die lof, al die eer aan hom. Kom ons gaan lekker sing vanoggend. Wat gaan ons doen? Lekker sing. Daar sê ek so bly mense praat saam. Ja. Ons kan net jubel en juig vanoggend in die Here. Want dit is so lekker in sy teenwoordigheid. Amen. En amen, en amen. Gloria, hallelujah. Ek dink hierdie is, ja, ons gaan eers hierdie doen. Amen. We come into this place. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. Amen. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Him.
Glory, hallelujah. Let us come. Rejoice In the Lord, my your God. God. He is our strength. Hallelujah. Rejoice in the Lord. He is our strength. Let His joy flow through you now.
Here Abba Vader, ons kan net vanoggend voor die troon van genade wees. Ons kan net vanoggend kom en sê, Here, hier is ek, wees my as mens genadig. Here, have mercy on me, my Lord.
Oh Lord, Father God, thank you. Dankie, Here, vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Here, daarom vir ons vanoggend, Here, kom vanoggend in die grootheid van u magtigheid, Here. Kom vanoggend, Here, kom staan by elkeen van ons stil, o Here. Here, praat met die mens se hart, o Here. Kom in geestelike autoriteit, Here. Here, maar leer ons die weg wat ons moet stap. Here, onderrig ons. Want die woord sê, jy sal ons onderrig, Here. Here, en lei ons. Geef ons goeie raad, Here. Want u oor sal op ons wees. Dankie, Here. In die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen, en amen, en amen. Dat is hy. En almal wat ingeskakel is, so, ja, amen, en prys die Here ook. En dankie dat julle op tyd gemaak het. Ek is besig met hierdie reeks van, ek dink ons strik al met 35, kan nie speel meer onthou nie. Hoekom die Heilige Gees nie in ons werk nie, maar die Here het gesê, ek moet dit verander na, hoe kan die Heilige Gees in my lewe werk? So, ons gaan kyk vanoggend weer na die skrifte wat die Here my gegee het. En verlede week het ek geëindig en in die een waarmee geëindig het, sal ek mee vanoggend begin. En dit is in die 4de boek van die Nuwe Testament. Daar by Johannes. Ja, julle almal weet, ek gaan altyd na Johannes toe, 6:63 toe. Maar ok, ek sal hom lees, maar dit is nie hy gewees nie, maar ek sal hom nou net lees, omdat julle graag dit weer wil hoor. Dit is die Gees wat lewendig maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot jou spreek, is Gees en dit is lewe. Halleluja. Die woorde wat ek tot jou spreek, is Gees en dit is lewe. Hoekom werk die woord, hoekom werk die Heilige Gees nie? Want ons neem dit nie aan wat die Here spreek nie. Die woorde wat die Here spreek, is Gees en lewe. So volgende die vraag is, wat wil jy hê? Wat wil jy hê van die Here? Maar die Here antwoord my nie. Ek vra nie om die Here antwoord nie, ek vra, wat wil jy hê, man? Maak op jou ore. Want die woorde wat die Here spreek is Gees en is lewe. Wil jy lewe hê? Kry grip. Dien die Here. Dien die Here. Maak vas hierdie woorde. Die woorde wat die Here spreek is Gees en dit is lewe. God is Gees. Hy spreek. Wanneer jy bid, moet jy hom bid in Gees en waarheid. Verstaan julle dit nie? So as die Here spreek, spreek hy in Gees en dit wat hy spreek is lewe. Lewe vir jou siel, lewe vir jou as mens, lewe vir jou omstandig, lewe, jy soek deurbraak, ek kry lewe. Die Here spreek het, vat het, maak het jou eie. Maar die woord waarop ek wil begin, dit is in Johannes 6, ja, 36. En die woorde wat die Here vanoggend spreek, maar ek het vir julle gesê, die woorde wat die Here spreek, maar ek het vir julle gesê, die woorde wat die Here spreek, maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle. Ja, maar dis in die Nuwe Testament, dis meer as 2, sê, jy, my broer, my suster, ek sien elke dag die Here, man. Ek sit nie saam met hom koffie drink nie, nee. Ek sien sy haat, ek sien sy beweging, ek sien sy Gees in my. Ek sien sy Gees in my lewe, ek sien sy Gees beweeg, ek sien die Here werk. Ek kan nie, ek dien nie 'n dooie God nie. Maar die God wat ek dien is lewendig.
Want die woorde wat hy spreek is lewendig. Hy sê daar op ons, het ek nie vir julle gesê nie, maar julle het my gesien, julle het gesien dat God deurkom, julle het gesien dat God wonderwerke doen, julle het gesien dat God antwoord, julle het gesien dat gebeure beantwoord word. Maar tog glo julle nie. Tog moet julle op 'n hoop sit en julle self jammer kry. Want die hele wêreld doen dit. En dan dink ons, die Heilige Gees werk in ons. Hoe kan die Here werk? Hoe kan sy Gees werk? As jy dan nie glo in sy werk nie. As jy nie glo dat hy werk in jou nie. Dat jy nie kan glo die werke van die Here rondom jou gebeur nie. Want die Bybel sê, tog sien jy, maar jy glo nie. Jy sien die dag het aangebreek, maar tog twyfel jy. Here, hoekom? Hoekom kry ek swaar? Weet jy hoekom kry jy swaar? Wees bly jy kry swaar. Luister wat ek sê. Wees bly jy kry swaar. Dit wys God het genade vir jou. Want hy wil hê jy moet hom vertrou. Hy kry jou reg om hom te vertrou. Hy kry jou lyn om hom te vertrou. Want jy nie swaar kry nie, dan is dit everything is smooth. Alles is net goed. Hy moet dit moeilik maak. Omstandighede moet moeilik wees. Finansies moet nie in oorvloed wees nie. Brood moet nie in oorvloed wees nie. As dit alles in oorvloed is, dan gaan ons nie op ons knieë staan. As ons nie pyn het nie, gaan ons nie bid vir genesing nie. Hoekom? Want in tye van nood en tye van moeilikheid sien jy die hand van die Here. Maar die skrifte sê duidelik vir ons, die woorde wat die Here spreek is gees en dit is lewe. Maar ek sê vir julle het gesien, maar tog glo julle nie. Julle het gesien, maar tog glo julle nie. Hoe kan ek maak dat laat die Heilige Gees in my werk? Ek moet God se teenwoordigheid sien. Ek moet God se deurbrake sien. Ek moet God se goedertierenheid raak sien. Ek moet sy liefde ervaar. Ek moet sy Gees ervaar. Ek moet die God ervaar in my lewe. Waar ek beweeg, moet die Gees van die Here saam met my wees. As ek by Checkers instap, is die Gees van die Here saam met my. Ek moet gereed wees in alle tye. Want die Here op my sê bid, dan moet ek bid. Want ek sê skaam om te bid, ek bid vir wie ek wil. Soos die Gees van die Here my lei. Ek moet gelei wees deur die Gees van die Here. Ek moet oop wees vir die woord van die Here. Die woord van die Here is lewendig en dit is Gees. En die Gees moet saam met daai woorde van God wees in my lewe, binne in my hart, diep binne. Halleluja. God gaan gou na Filippense toe die. Filippense is net 'n bietjie na Efesiërs. So gaan net 'n bietjie verby. En nie baie verby, net 'n bietjie. Dis net een hoofstuk maar. Hoofstuk 4. Vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Die vrede van God, die woorde wat die Here spreek, is gees en dit is lewe. Tog sien julle, maar julle glo nie. Die vrede van God
Wat sien jy vanoggend? Storms. Wat sien jy vanoggend? Hul weer, donder weer. Wat sien jy vanoggend? Armoede. Nee, die skrif sê die vrede van God. Dan is die woord waar, want die woord sê jy kan nie sien nie, man. Maak oop jou oogies, word wakker, gewas jou gesig. Die Here sê in sy woord, tog sien jy, maar tog glo jy nie. Nou sê die woord vir ons, die vrede van God. Wat sien ek? Ek sien vrede. Wat sien ek? Ek sien hoop. Wat sien ek? Ek sien deurbrake. Wat sien ek? Ek sien genesing. Ek sien omstandighede kan verander. Ek sien koskasse wat kan help. Ek sien dat mense kan opstaan. Ek sien. Want die woord van die Here sê, die vrede van God wat alle verstand ter bowe gaan. Jy kan nie eens dink so ver nie. Want dit is ver bo kan jou verstand. Ver bo kan wat jy kan dink, so hou op dink. Hou net op dink, man. Jou dink maak jou stupid en dom. Dit wat die Here het is ver bo kan wat ek en jy ooit kan dink, kan besef. Want ek en jy sien net probleme. Al wat ons sien is, die koskaste is leeg. Die skuld. Wanneer gaan jy die vrede van God raak sien? Die vreugde van die Here raak sien? Die hoop in sy blydskap raak sien? Wanneer gaan jy God raak sien? Want die skrifte sê hierso uitdruklik vir ons, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Maar dan sê hy ook vir ons, sal julle harte en sinne bewaar. Sal ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus. Tog sal God ons nog steeds genadig wees. Tog sal God nog steeds daar vir my en jou wees, my broer. Daar's hoop. Want jou hart word bewaar deur die almagtige God. Deur sy woord, deur sy gees. Hoe kan werk die gees van die Here nie? Want ons glo nie dat sy woord lewendig is nie. Ons glo nie dat God wat gees is, die woorde gespreek het, ons die gees wat lewendig maak. Tog sien ons maar, tog glo ons nie. Want die skrifte sê dit, ons glo nie, maar ons sien. Ons sien die genade, ons sien God se goedertiere. Ons sien hoe kom die Here deur, ons sien hoe kom die Here en hy antwoord. Ons sien hoe dra die Here ons deur omstandighede. Deur die riviere, deur probleme. Maar kry God die eer? Nee. Maar ons is vinnig om die TV aan te sit wanneer hy rappie speel. Dan kan ons 2 ure sit en ons kan skree, multekere gaan soos barbare. Ek kan die wêreld vertel na die wedstryd, hoe goed het almal gespeel. Maar jy kan nie vir die wêreld vertel hoe goed is God nie. Hoe het God vir jou deurgekom nie. Hoe het God jou deurgedra nie. Hoe het God jou geantwoord. Nee, dan swyg die wêreld, want hulle wil niks weet van God nie. Want hulle gee maar spoor. Hulle af God. Die rappie, die Bybel sê uitdruklik, jy sal 2 gode dien. Die een sal jy haat en die ander een sal jy lief hê. So as jy die rappie lief het, sal jy God haat. Ek wonder nie hoe kom werk die Gees nie, maar jy is gevul met die Gees, o ja,
Ek moet nie vergeet nie, jy is gevul met die Gees. Dis kom die bruid aanhoudend seer kry. Dis kom die bruid van Jesus seer kry, omdat jy gevul is, omdat jy dink met jou gedagtes, en met dit wat God vir ons het nie. God het vir ons vrede, hoop, God het vir ons deurbrake, God het vir ons antwoorde. Sy seun het vir ons gesterf, maar nog steeds word hy van 'n bespotting gemaak. Nog steeds word daar gespoeg en hom sleg gesê, vernederd, nog steeds, want jy dien 'n afgod. Jy dien nie die lewendige God nie. Die lewendige God in vrede, wat alle verstand, wat my hart sal bewaar, en my sinne in Jesus Christus. Want waar die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Waarvan praat jy vanoggend? Van die rappie. Want jou God het eerste plek in jou lewe. Nee, ek nie my broer. Kom hier, jy gaan 'n verrassing kry. Baie mense klim in hulle karre en ry terug. Want hulle wil nie baie hoor van die Here nie. Ek het 'n surprise vir jou. Ek kan nie anders te praat as die dinge van die Here nie. Want hoekom? Ek wil hê die Gees moet werk. Ek wil hê die Gees moet in my lewe werk. Ek wil hê die Gees moet my help deur my omstandighede. Ek wil hê die Gees van die Here moet my lei. Ek wil hê die Gees van die Here moet my antwoord. Ek wil hê die Gees van die Here moet my raadspan wees. Ek wil hê die Gees van die Here moet deel hê in my lewe. Hoekom? Hoekom wil ek deel hê? Die 9 gawes van die Heilige Gees. Een is wysheid. Wil jy wysheid hê? Kennis. Wil jy kennis hê? Geloof van dieselfde Gees. Genesing van dieselfde Gees. Werking van kragte in dieselfde Gees. Wil jy wonderwerke sien? Wonderwerke hê. The certain of spirit. Mense wat dink hulle is clever, dan staan hulle vir mense lieg en dink hulle mense is stupid. Dan wys die Here vir jou, luister jy, hulle lieg vir jou. The certain of spirits, deur dieselfde Gees. Profesies, deur dieselfde Gees. Uitleg van tale, deur dieselfde Gees. Tale, deur dieselfde Gees. Dis kom die Gees vir my so belangrik is. Dis nie net vir sy gawes nie. Hy het ook die vrugte wat ek nodig het in my lewe om vrugte kan dra. Jy het die Heilige Gees nodig om dit te maak groei. Want die woorde wat ek tot jou spreek is gees en lewe. Jy het lewe in jou vrug nodig. Laat dit lekker kan wees. Dit moet nie net rooi appel wees van buite nie. En binne as jy hom oopsny is hy vol wurms nie. Hy moet sappig wees. Wanneer daar die wurms inkruip is, wanneer die duiwel in jou lewe is. Mooi van buite, maar binne is hy vrot. Maar as die Heilige Gees is, dan maak hy die appel sappig. Want hy weet hoe God dit soek. Hy weet hoe sweet dit moet wees. Hy weet hoe die geur moet proe vir God. Nie na jou smaak nie, na God se smaak. Daarom het ons die Heilige Gees nodig. Daarom het ons die werkings nodig. Daarom het ons die Heilige Gees nodig om vir ons die lewe te gee in die vrug. Prys die Here. Gloria, halleluja. Dankie Here vir openbaring. Kom ons gaan na die boeke van 1 Johannes toe. Johannes is nou 'n bietjie daar agter in die Bybel, nou nie heel agter gaan jy openbaring kry. Gaan as jy 1 of 2 of 3 terug. Dan kry jy 1 Johannes 3 vers 19.
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Ja, maar ek lewe in 'n sondige lewe. Die woord van die Here wat hy spreek is gees en dit is lewe. As jy in God gebore is, doen jy geen sonde nie. Die woord sê dit. Nie ek nie, God se woord wat gees is en lewe is. Tog sien jy, maar tog glo jy nie. So sê die woord van die Here volgens my. Elkeen wat uit God gebore is, sondig nie. Hoe word jy in God gebore? Jy bekeer jou, jy laat jou doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees of in die naam van Jesus tot vergifnis van sondes. Kies maar wat se een jy wil hê. Want die Here het ons opdrag gegee om jou te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die eerste bekerings was in die naam van Jesus Christus. So ja, jy kan 'n keuse maak en dan is daar belofte dat jy gevul moet word, want die woord van die Here het gesê, jy moet eers deur die water wees en dan moet jy gevul wees met die Gees. Nie met enige gees nie, met die Heilige Gees. Dis 'n Holy Ghost. Jy kan nie dink jy kan die Gees bedrieg. Jy sal dood neerval. Moenie dink jy gaan iets van God af bid as jy nie die Gees van God het nie. Moenie dink jy gaan God flous nie. Jy dien hom vandag net om jou gebed te beantwoord. Hy ken jou gedagtes, hy ken jou hart. Moenie vir die Heilige Gees lieg nie, want dit is sonde wat nie vergewe kan word nie. Moenie God bedrieg deur sy Gees nie. Sy Holy Spirit is holy. Respekteer sy holiness. Respekteer sy holiness. Sy heiligheid. Daarom sê hy vir ons moet streef na heiligmaking. Sodat die Gees in ons kan werk. Deur ons kan werk. Vir God kan werk. Want as jy so wandel, kan jy nie sondig nie. Paulus het gesê, dis beter vir jou dat jy wandel in die Gees, as in die vlees. Vlees is wanneer die Gees nie teenwoordig is nie. Wanneer jy, kom ek gebruik 'n simpel voorbeeld. Die vlees is wanneer jy die begeertes van hierdie wêreld soek. As jou maag honger is, dan wil jy hom voer. Byvoorbeeld. Ek sê nie dit is sonde nie, maar as jy ooreet, dan raak dit sonde. So, dit is vlees. In die Gees is dit heeltemal anders. Jy word honger vir die Heilige Gees. Jy word honger vir God se holiness. Jy word honger vir Jesus se liefde. Jy word honger vir God se goedertierenheid. Jy soek meer daarvan. Meer aanraking, meer krag van God in sy woord. Okay. Dan julle idee. Gaan nou nie heeltyd preek daaroor nie, nou 'n bietjie groot word. Ons bly in die boek van Johannes. 1 Johannes 5. Vers 11, ek het daai vers nie klaar gelees nie. Ekskuus, die Here wys my. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Jy kan nie sondig. Daar's geen manier nie. As die Gees van die Here in jou is daar nie manier nie. Gees van die Here gaan jou nie lei om die gemeente seer te maak. Gees van die Here gaan jou nie weerhou om die gemeente. Gees van die Here gaan jou nie weghou van die gemeente af nie. Dis jou wellus en al jou ander dinge wat jou weghou. Jou braai en jou afgod wat jou weghou. Die Gees van die Here gaan jou bring
en wanneer die kinders van die Here saamkom om hande te vat, en die Gees van die Here werk onder die kinders van die en onder die lofsange. Die Gees van die Here raak die gemeente aan, die krag van God daal neer, want wanneer hulle eendragtig voor die Here is, begin sy Gees werk. Wanneer die gelowiges begin bid, oh, the praise is coming down. Oh, God's glory is coming down. Halleluja. Dan gaan die vers verder en hy sê, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie. Hy is uit God uit. Dis 'n garantie. Daai is 'n garantie. As God se Gees in jou is, kan jy nie suip nie. Jy kan nie rook nie. So jy kan maar kyk, die mense wat rook en suip en te kere gaan soos die wêreld. Hulle het nie God se Gees in hulle nie, hulle het die duiwel se gees in hulle. Hulle moet kom dat ek dit uitdryf in die naam van die Jesus Christus van Nasaret. Want hulle gee nie ag op God se woord, hulle besoedel God se liggaam. En dan dink die wêreld dit is goed, en as jy daaroor praat, dan kry jy raas. Ek worry nie wie wil raas vanoggend nie, man. Jou opinie tel nie. God se woord is lewendig. Jy sal geoordeel word volgens die woord van die Here. Hou op God terg. Hou op God terg met sonde. Saam bly is hoerdery. As 'n man nie eers sy mind kan oop om na die eerste week om met jou te trou nie, sal hy nooit die man. Sy plan is nie om jou, laat jy sy vrou moet wees nie, man. Get rid of the rubbish. Kry hom weg uit jou lewe uit, man. Hy is nie ernstig nie. Hy maak van jou 'n hoer. Jag die ding, man. Hy's useless. Hy's nie 'n man nie, hy's 'n lafaard. Want hy kan nie eers sy mind oopmaak nie. Allerhande verskonings. Wat gaan nou oor huwelik preek nie? So ek sal julle spaar. Prys die Here. Vers 10 sê vir ons: hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. Jy sal weet of jy die Gees van God in jou het en hoekom die Gees nie werk nie. En jy sal weet hoekom jy die duiwel najag en jy die duiwel liefhet, omdat jy daai afgod liefhet. Die wêreld najag. Jy soos die wêreld wil lyk, soos die wêreld te kere wil gaan. Plaas daarvan dat jy net in God bly. Plaas daarvan dat jy net jou oë op die Here hou. Plaas daarvan om na holiness te streef. Plaas daarvan om, want die Here kan vir jou 'n ewigheid bied na die dood. Jy kan saam met Jesus wees. Hy gaan plek voorberei vir jou. En dan verruil jy dit vir die vyand, omdat hy jou nou wil gelukkig maak met geld, omdat hy jou nou wil gelukkig maak met 'n mooi ryding. Jy moet daai blerrie ding nog afbetaal, man, hy is stupid nie. Hy maak jou stupid. Die Here laat jou nie afbetaal nie. Die Here gee dit vir jou. Dis eintlik 'n mooi gedeelte. Ek kyk baie keer, eintlik baie keer hierdie sepies om af te skakel in die aand, want ek kry nie afgeskakel. En dan kyk ek hierdie Chinese sepies. En die hele ding is, die hele tyd wat hulle uitbeeld. Dis nie dergelike goed wat ek kyk nie.
En die hele tyd wat hulle uitbeeld, is dat hulle erfgename is. En hulle hou vas, dat hulle die erfdeel sal kry. Maar dan besef ek, maar Here, ek is ook die erfgenaam van Jesus Christus. Dit is ook my erfdeel. Maar ons praat net sekere tye, of so, soos ons net naweek besoekers doen, naweke inboek. Ons is naweekgangers. Ons boek net Sondag in, en dan is ons heilig. Dan is ons heilig. Maar dink ons gaan nie erfdeel kry. Jy gaan nie die erfdeel so kry. Jou erfdeel moet wees, dat jy die Here completely trust. Completely vir die Here, totally surrender. Sodat sy gees een met jou kan wees in jou lewe. Dat Jesus Christus sigbaar kan wees in jou lewe. Maar jy moet dit kan sien. As jy dit nie sien nie, kom jy skrifbaar waar die Here sê, ek is met jou, maar tog sien jy dit. Jy moet die goedheid van God kan raak sien. Weet jy hoekom sien jy hom nie raak nie? Die Here wys my nou 'n ander ding. Jy mount te veel. Jou oogies dwaal. Die Here het vir Sunny nou weer 'n mooi rok gegee. Die Here het nou weer vir Pietie 'n yskas gegee. Maar die Here gee niks vir my nie. Want hoekom gee die Here niks? Want my hart is nie in hom nie. Jou oë dwaal. Omdat jy jaloers is, afgunstig is, kwaad spreek. Die gees van God kan nie werk nie. Hoe kan ek bekeer jou? Keer terug tot God. Kom onder die mag van die duiwel uit, man. Kom hoor na die lig, die Here hou lewe vir jou voor. Sodat die lig van die Here in my kan werk, deur my kan werk. Vir my kan werk. Maar kry net 'n rigting en maak oop jou mind om God te dien. Hey, Here, ek bly vanoggend lekker. Ja, Here, dankie. Here, dankie Heilige Gees. Hoofstuk 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus Christus is uit God gebore. Die Here het nie gesê jy moet dit op Facebook gaan sit nie. Daar staan niks van Facebook en WhatsApp nie. Daar staan jy moet glo. Glo. Jy wat my hoor vanoggend moet glo. The signs will follow those who believe. Die tekens en wonders sal volg vir hulle wat glo. Louisa het vanoggend gepraat. Jy moet geloof hê. As jy geloof het, kan jy na God toe gaan. Jy moet glo dat God is, sê die woord van die Here. Jy moet glo. Hier sê die woord van elkeen wat glo. As jy nie glo nie, moet jy weet die gees van God kan nie werk in jou nie. As jy nie kan glo in God nie, en jy kan nie glo dat hy vir jou die deurbraak kan. As jy nie kan glo, hy kan vir jou antwoord. As jy nie kan glo, hy kan jou genees nie. Kry jouself jammer en kry klaar, man. En terwyl jy jouself jammer kry soms weer armoede op. Want dit gaan gewoonlik saam. Hand aan hand. Want die mense wat die Here dien, is erfgename. Goedheid en guns sal my volg, nie armoede nie. Net God se goedheid en guns sal my volg. Dit wat God vir my beplan het, en al gaan ek in 'n dal van doodskare weer. Dit beteken nie ek gaan besig om dood te gaan, dit gaan, al gaan dit hoe woes. Al kom die probleme hoe, weet ek God antwoord. Want ek glo in hom. Want die Here is my herder. Hy dek die tafel. Hy het nie die tafel gedek vir die vyand om te kom sit en om dik te vreet nie. Hy kan by hoopie gaan eet. My God se kos is greater than the wimpies.
Dis 'n feesmaal wat hy vir my voorberei. Hy maak dit spesiaal. God dek dit vir elkeen wat sy bruid is. Wat sy bruid is. Ja, ek sê bruid van God. Jy nie geweet, in die hemel is daar nie onderskeiding van man en vrou nie. So is almal die bruid van God. Ek gaan nou rondloop met 'n wel oor my. Want die Here gaan my dres. Die Here gaan my dres. Met sy kleed, met sy heerlikheid. Ek gaan sy bruid wees. Die woord van die Here sê hy sal my hy sal my seelring dra. Dit beteken my trouring, my verloopband of wat jy dit ook al noem. Die trouband sal wees soos 'n seelring om sy arm. Wie sal my pak kan afval van God se arm? Wie? Sy sê, ek is syne. Wie kan my verkeerd bewys? Wie kan God verkeerd bewys? Die wêreld kan dinge sê, hulle kan jou sleg sê, maar hulle kan jou nie sê of jy is van God of nie. God alleen weet dit. En sy Heilige Gees is die seelde. Daarom is die Heilige Gees vir my so belangrik. Dit is deel van my lewe. Net soos wat Jesus Christus is, die lewendige Jesus, dat hy die dood uit opgestaan het. Net so is hy belangrik vir my in my lewe. Net so is die Heilige Gees. Daarom moet ek my gereed kry, elke sekond, elke moment, om deur die Gees van God aangeraak te kan wees, gelei te kan wees, ek moet leiding kan kry, ek moet raad kan kry, ek moet dit kan aanneem, al lyk dit nie op die son gaan opkom nie, al lyk dit vir my of ek gaan sink, God se vrede is ver bo kan my verstand. Dit is die plan wat ek het, ver bo kan wat ek kan dink. Ver bo kan. Dan sê die woord verder. Halleluja. Kom ek lees dit om graag weer. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. So jy gaan Jesus lief hê. Jesus is ook die woord. Die woord het mens geword. Die skrifte sê vir ons. Ek gaan nie nou weer preek daaroor, ek het al gepreek. Die woorde wat die Here spreek is gees en lewe. Jesus is lewendig. Die woord is lewendig. Die woord moet 'n fontein word. Die woord moet opspring binne in jou. Maar wat verhoed hom? Wat hom verhoed is dat sy gees nie in jou is nie. En as sy gees in jou is, het jy die krag van sy gees verloor. Hoe? Deur verkeerde dinge te sê. Deur soos die wêreld te kere te gaan. Saam met die wêreld te wees. Nie meer tyd te maak vir God nie. Dit is eintlik 'n baie dangerous gebied waarop jy dan beweeg. Hoekom? Want die Hebreërs sê vir ons uitdruklik hoekom. Ek gaan ons sommer nou preek ook. Hebreërs 6 vers 1. Ek kan dit sien. 1 en 2. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking nie.
Daarom moet ons nie bly by die beginsel van die woord nie. Net daar waar die woord begin nie. Daarom moet ons veel verder gaan. Ons moet groei in die gees van die Here. Ons moet groei in God. Ons moet groei in Jesus. Jy kan nie net bly nie. Maar as jy Jesus verloor het, luister wat sê die woord vir jou verder. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. So ons moet aangaan, ons moet in God begin glo, ons moet aan Jesus kan opstaan, ons moet in sy gees kan lewe, ons moet met sy gees gevul kan wees. Dan sê die woord verder, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente te lê, sonder om weer te gaan en te gaan bekeer, sonder om weer te gaan. Jy moet kan in Jesus wees. Jy kan nie buitespeen staan nie, want jy gaan die fundament weer moet lê. En die Bybel sê, jy moet dit nie doen. Want dan bly jy net die hele tyd by die begin. Jy bly 'n blerrie babatjie, man. Okay, ekskuus my vrou. Okay, my bly 'n blerrie babatjie. Ek sal wat net weer sê, ekskuus. Kyk, sy my klaar gegee. Sy spel vir my. Om weer die fundament te lê van die bekering. Hoekom wil jy die hele tyd net bekeer en by bekering bly, in plaas daarvan om gevul te wees met die Heilige Gees? Kom ek sê vir jou hoekom. Omdat die werke, die woord van die woord van die Here sê, uit die dooie werke en van die geloof in God. Want jy wil nie in God glo nie. Want dis dooie werke. Is dooie werke. Jy het op bekering gekom, is dit dooie werke. Dis kom die gees van die Here in die werk nie. Dis kom die gees van die Here. Dis kom jy eintlik die hele Suid-Afrika, maar nou nie almal nie. Daar is nog 'n paar kinders van die Here. Maar die meeste van hulle het so sleg geword, hulle gaan die Here nie eers dien nie. Hulle is sleg. Suid-Afrika is sleg verby. Hy kan nie eers opstaan vir die Here nie. Hy kan nie eers die Here loop en prys nie. Maar hy maak die bruid seer. En hy kan vinnig oordeel. En mense sleg sy. Die vrouens lyk soos klop boere, die mans laat dit toe. Die kinders trek aan so sterkte. Dan wonder ons, hoekom word ons kinders verkrag, ons vrouens verkrag? Omdat ons mans geen ruggraat het nie, ons is slap. Ons is slap. Want ons dien 'n afgod. Ons streef nie na holiness nie, ons hou nie God se holiness nie. Want die werke is dood, die geloof is dood. En die Bybel sê hoe gevaarlik is dit om in die hand van 'n lewendige God te val. Hoe terg jy God nog? Jy sonderstel dat die gees van God in jou kan werk, deur jou kan werk, dat jou werke nie dood kan wees. Vers 2 sê vir ons, van die leer van die doop en van die oplegging, die handeoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. Hoekom moet ons weer terugkeer na bekering toe? Weer daaroor praat? Dis nie wat Jesus wil hê nie. Dat ons moet ons is eenmaal uit Christus uitgebore. Die dag wanneer jy tot bekeer. Hoekom vir 'n tweede keer? Hoekom wil jy vir Jesus vir 'n tweede keer aan die kruis sit? Hy het jou so lief. Sy gees is jou leidsman, jou raadgewer. Jy het hom nodig in jou lewe. Ek het hom nodig. Ek is afhanklik van die Here se genade, sy liefde. Ek is afhanklik van God se raad. Ek is afhanklik van kennis, sy kennis. Ek is afhanklik van sy wysheid. Ek is afhanklik van die Here. Want as ek net besluit ek gaan neem, gaan ek faal.
Maar God se plan staan tot in alle ewigheid. Daarom weet ek, as ek na God luister, God can't fail. And he didn't fail me yet. He can't fail. En as God nie kan fail nie, dink jy sy plan kan fail? Daar's geen manier. Geen manier. Geen manier. Maar daar is hoop volgend vir jou Sondag. Daar is hoop vir jou. Matteus 18. Nou net die nuwe vertalings van al nie, maar jy gaan nie vers kry nie. Die vers is uit die Bybel uitgehaal. Matteus 18 vers 11. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore was. Die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore was. Hoekom? Omdat die Gees van God in ons moet werk. Deur ons moet werk. Sodat die Seun van God ons kan red. Sodat ons die erfdeel kan kry. Ons kan red onder die mag van die duiwel oor na die lig toe. Dat ons kan red van die sondige wêreld na holiness toe. Dit wat verlore was. Ja, dit wat verlore was. Het God het sy woord gestuur, dat hy ons kan red. Amen. 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 Prys die Here. Maar kom ons gaan gou na Handelinge toe. Terwyl ons in die Nuwe Testament is. Handelinge is nou die 5de boek. Hy's net na Johannes man. Nie 1 Johannes, nie Johannes. 4 wat die 4de boek is. Handelinge 2:41. Luister hierna. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. So was die verskil nou. Die woord wat jy vanoggend gehoor het, het jy dikbek geword. En jy dit nie met blydskap aangeneem. So dan jy die vader van die leuns as jou God. As jy vanoggend bly is oor hierdie woord, as jy vanoggend bly is dat God met jou hart gespreek, as jy vanoggend bly is en hierdie woord aangeneem het met blydskap, is daar hoop vir jou. Daar's 'n redding vir jou. Daar's genesing vir jou. In die naam van Jesus Christus. Jesus is daar vir ons. En Jesus daar. Prys die Here. Maar ek en jy moet kan glo in die Here. Ek en jy moet kan opstaan. Ons moet kan vashou in die woord van die Here. Vanoggend is ek bly oor die woord, want dit is die woord wat my lewe gee. Dis die woord wat na kerk sien, dis die Gees wat lewendig maak. Dis die woord wat my redding bring, dit is die hoop dat ek nie verlore moet gaan en dat Jesus gekom het om die verlore te red. Om te red wat verlore was. Prys die Here. Halleluja. Kyk gou na Lukas. Lukas 19. Ja, ons kyk gou na Lukas 19 vers 10. Want die Seun van die mens het gekom om te soek, te red wat verlore was. Hy het gekom om jou te soek. Hy het gekom. Maar wil jy die Here hê? Ek praat nie van selfsugtigheid en voorgee nie. Ek praat die Here het gekom om jou te soek, sondaar. Die Here het jou gekom om vir jou te kom haal. Jy wat verlore is, jy wat gebroken is, jy wat stikkend is.
Jy wat geval het. Jy wat twyfel. Die Here soek jou vanoggend. Want die skrif sê, hy het gekom en hy het gesoek. Hy het gesoek. Die vraag is, wil jy hê die Here moet jou vind? Of wil jy nog soos die wêreld aangaan? Nog die duiwel dien? Die Here stel jou 'n keuse. Die woorde wat hy spreek is deur sy gees en dis lewendig. Daar's hoop vir 'n ewige lewe. Maar jy moet die keuse maak. Die duiwel bied jou aan, hy verblind jou met geld en rykdom met hierdie wêreldse dinge. En parties en gesuipery en gehoordery en weet nie wat ons nie. En dwelms en al hierdie dergelike dinge. Maar hy kan jou niks bied as jy doodgaan. Behalwe die deure van die hel wat graag vir jou oopstaan. Die keuse is joune vanoggend. Die Here soek. Die Here soek. Die Here soek jou. Wat is jou keuse? Die keuse is duidelik. Of jy soek die duisternis of jy soek God. Maar jy sal moet die dinge van die wêreld moet laat staan. Jy sê jou parties moet opgee en jou dop moet opgee en jou sigarette. Jy sal dit moet opgee. Jy sal hy saam bly moet opgee. Jy sal dit moet opgee. Of andersins die hel wag vir jou. Die hel wag vir jou. Die Here bied vir jou lewe, 'n ewige lewe. Jy kan 'n erfgenaam wees. Jy kan 'n erfdeel kry. Wat deel is van die ewige lewe. Wat net God kan gee. Deur sy seun Jesus Christus. En jy kan nie dit vat by Jesus nie, maar Jesus, jy en Jesus saam het die toegang deur een gees na God. Saam so werk hy weer terug na God. Prys die Here. So die keuse is wat die Here jou voorhou. Die Here soek jou. Maar hy gaan hom nie afdwing op jou nie. Die vraag is, wil jy? Ek praat nie van voorgee en boodskappe opsit nie. Jy sal moet opstaan as dit koud is en reën is en jy moet saam met die gelowiges gaan bid. Jy moet saam met hulle gaan bid. Jy sê jou slegtigheid moet laat staan en vir die Here begin diensbaar word in sy werk. Die vraag is, wil jy? God soek jou. Maar die woord vra ook, wie is bereid om te gaan? Wie sê ja, Here? Ek wil. Ek wil, Here. Gaan afsluit met ek is hier in Lukas 19. Kom ons gaan gou na vers 42 tot 44 toe. Luister wat sê die woord. Hier kom nou 'n mooi gedeelte. As jy tog maar geweet het. Ja. Ook in hierdie dag van jou. Die dinge wat tot jou vrede dien. Want nou is dit vir jou oë bedek. As jy maar nou net geweet het, vanoggend, jy wat blind is, jy wat op die wêreld wil dien, die Here hou vir jou die lewe voor. Jy wat die keuse maak om saam met die wêreld te wees, nog te hoor, nog saam te bly, nog parties en nog te suip, nog afgode te dien. Jy wil nie na God luister, dat jou oë bedek is, sê die woord van die Here. As jy maar net dit kon besef. Vers 43 sê, want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit. So,
Jy wat nou vanoggend nie wil daai keuse maak nie. Jy wat nou vanoggend nog die dinge van die wêreld wil lief hê en wil van vashou. Jy moet weet, God hou vir jou lewe voor. Hy's bereid om saam met jou te wees. Hy's bereid om jou te vergewe. Hy's bereid om vir jou te sê, my kind, ek is saam met jou. Hy's bereid om die pad verder saam met jou te stap. As jy net in hom kan glo. Maar omdat jy nie na keuse maak nie, waarsku die Bybel vir jou, dat jou vyande jou gaan inhul. Hulle gaan kom, met ander woorde. Die Bybel sê hulle gaan jou omsingel van alle kante af. En dan gaan jy swaar trek al. Dan gaan jy gebuk deur die lewe gaan. Jy gaan seer kry, jy gaan huil, jy gaan armoede, siektes en al die goed gaan op jou daar neerkom. Want dit is alles deel van die plan van die vyand. Jy gaan nog swaarder, dit gaan nog swaarder gaan. Jy dink dit gaan nou swaar. Nee, jy doen nog ongemaklik, maar jy het nog 'n keuse. As jy nie 'n keuse het nie, dan gaan dit baie swaar. En dan sê die woord verder, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. So moenie dink dit sal goed gaan nie. Moenie dink as jy die wêreld gaan dien, laat dit goed sal gaan nie. Die Bybel sê, jy en jou kinders en eintlik jou hele huis sal verpletter word. Jy sal in die grond getrap word. Omdat jy die keuse gemaak het, nie God nie. God het jou voorgehou, gees en lewe. Sy woord is gees en lewe. Jy kies die wêreld. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het. Toe jy nou vanoggend hierdie woord hoor, jou hart verhard het, wil jy vanoggend opgestaan het met 'n dik bek, jou opgeblaas is soos 'n brulparre. Jy wat so suur is, en alle wil dit drup wees. Jy wat in jou hart vir die Here wil gee nie. Met ander woorde, dit gaan teen jou tel, toe God jou besoek het. En jy sê nee. Jy wil soos die wêreld wees. Jy wil die wêreld doen. Die gunstige tyd van die Here is nou. Is nou hier. Maar jy draai jou rug op die Here. Jy sê nee. Jy kan sê ja. Hy sy gered kan dooddruk. Jy kan nie sê ja, jy wil die Here dien, maar my sin met daai pakkie sigaret in jou hart. Jy lieg. Jy moet ernstig voor die Here neersak. Jy kan hom nie bedrieg nie. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes. Hy is die een wat die verandering bring. Hy het die mag, hy het die krag, hy het die heerlikheid, hy het die lewe in sy hand. Hy het die mag om te sê, is all over nou. En hy het die mag om te sê, wow, ek sal nog 'n bietjie terughou. Hy kan nou hierdie wêreld verwoes. En dan val almal in die hand van 'n lewende God. Wat dan? Tyd is besig om my te loop. Koms van Jesus is naby na my. Sy seun is op pad. Daar's nie meer 5 minute oor nie. Daar's nie 'n minuut eers meer oor nie. Die koms van die Here is nou naby. Toe die Here jou besoek het, het jy gesê nee. Die Here besoek jou vandag. God is hier teenwoordig. Dis 'n gunstige tyd wat gaan tel teen jou, sondaar.
Dis 'n gunstige tyd. Moenie laat hierdie diens verbygaan. Jy in jou kar klim, jy maak 'n ongeluk en jy is dood nie. Moenie by Checkers inloop en jy val dan dood neer. Jy het 'n hartaanval gekry. Moenie opdaag by jou werk en dink jy gaan na huis toe gaan. Jy kry daar so 'n beroerte en jy gaan dood. Moenie laat daai dinge oor jou kom. Toe God jou besoek het, het jou hart verhard. Die gunstige tyd is nou, vanoggend, hierso. Gunstige tyd is hier, my broer, my suster, die gunstige tyd is hier. Ons het gelees, Jesus soek die wat verlore is. Hy soek sy kinders. Hy soek jou sondaar, hy soek jou. En jy moet tot God bekeer. Jy moet tot die Vader terugkeer. Hy soek jou. Want hy het gekom vir jou. En die skrifte waarsku ook vir ons. Moenie die keuse maak en daai woorde word waar, maar jou huis gaan verpletter word. Alles gaan vertrap word. Moenie laat die woorde waar word nie. Dis 'n waarskuwing. Die Here het jou besoek. En saam met die waarskuwing is ook die hel, wat ook 'n waarskuwing is. Moenie in die hel opeindig nie. Toe God jou besoek het en jy nee gesê het. Here Vader, ons kom vanoggend voor U, Here. Here, ons is mens. Here, ons val short. We're falling short in your glory, my Lord. In U heerlikheid. Ons val short in U woord. Ons val short in U Heilige Gees. Die Gees is altyd daar, maar Here, ons is nooit daar nie. Ons is nooit gewillig nie. Here, vanoggend moet ons die keuse maak, Here. U hou dit vir ons voor, U woorde wat U spreek is gees en lewe. Vanoggend, Here, hou U vir ons die lewe voor en U hou vir ons die dood voor. Here, as ons keuse om vanoggend te maak, gaan ons in God glo, gaan ons oorkom na God toe, of gaan ons in die duisternis bly en hierdie wêreld aanhou dien. Here, my keuse vanoggend, my keuse as mens is Jesus. Here, ek wil hê U moet in my lewe inkom. Ek wil hê U moet in my hart inkom. Ek wil hê U moet in my huis inkom. Ek wil hê U moet in my werksplek inkom. Ek wil hê U moet tussen my vriende inkom. Ek wil hê U moet die middelpunt wees van alles in my lewe. Here, ek wil U hê as my God. Here, ek glo in U. Ek glo in U bestaan. Ek glo dat U God is. Ek glo dat alle dinge moontlik is by Jesus Christus wat U gestuur het. Dat Jesus my nou kan red. Ek glo hy wat my soek sal my nou red. Ek glo met my hele hart, o Here. Ek glo vanoggend in die woord. Ek glo, Here, want die woord is 'n redding vir die verlorenes, Here. Die woord is 'n redding sodat ek 'n erfgenaam kan wees. Die woord is 'n redding dat ek gevolg kan wees. Die woord is 'n redding vir my siel sodat hy die ewige lewe kan ingaan. Here Vader, ek het berou vanoggend dat ek my verblind gehou het. Dat ek verblind was teenoor U. Ek vra U, Here, vergewe my. Ek vra U Gees, Here, neem besit van my. Ek vra U, Here, om my hart vol te maak van U Gees. Sodat die Gees van God in my kan wees.
dat die Gees van God my kan lei, my raadgewer kan wees. Here, ek wil graag weer luister na u woord. Ek wil 'n raad by u weer hê. Ek het kennis van u nodig, wysheid van u nodig, Here. Here, ek het die Gees van God nodig om my te lei. O Here, lei my, sodat ek 'n boom kan word, wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie sal verwelk, maar Here, wat sy vrug sal dra, en my vrug sal gee aan Jesus. Here, red my as sondaar vanoggend, Here. I confess with my mouth that Jesus is Lord. Ek glo in my hart dat Jesus die Here is. Ek glo in my hart vanoggend, Here, dat u my kan skoon was en reinig. Heilige Gees, that you can present me to the Father. Sodat die Heilige Gees my kan vertoon aan die Vader. Dat ek 'n nuwe kleed sal kry. Dat ek ook u bruid genoem kan word. Asseblief, Here, vergewe my. Die woord sê, as u my vergewe, sal ek vergewe wees, so ver soos wat die weste is van die ooste. Here, u is 'n God wat nie kan verander. U is 'n God wat daarvan hou dat ons moet tot bekering wees. Kom. En Here, dat een met u kan wees. Een met die woord kan wees. Een met die Gees kan wees. Een met die Vader kan wees. Here, vergewe my en wash me. Was my skoner as sneeu. Was vanoggend. Here, al kos dit my hoeveel trane, al kos dit my hoeveel pyn, al kos dit my hoeveel teleurstellings, al kos dit my om alles op te gee, Here, om u te volg vanoggend. Here, wil ek my keuse maak om te sê, yes Lord, I will go for you. Ek sal vir u gaan, Here. Yes Lord. Yes Lord. In die naam van Jesus Christus. Amen. En amen. En amen. Prys die Here. Gaan nou laat die ding vir ons afsluit. Mense, julle moet onthou, vanaand het ons kom saam, ook op hierdie Facebookblad van 7 tot 9, wat ons die Here geloof en prys vanaand. So, nou julle uit vanaand, kom prys die Here saam met my, kom worship die Here saam met my. En weet, die Here het jou lief. Ek koop tyd uit met die Here, want dit is my keuse. My keuse is nie van die wêreld nie. My keuse is vir God. Kom ons vra vir die Tannie om die diens ons af te sluit. En baie dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om weer eens as kinders van God in die huis van die Here te kan wees. Om te kan waardeer dit wat U vir ons nog in 'n land geskep het waar ons nog ons vrye keuses kan maak. Here, as ons nie gaan let op dit wat U met ons praat nie, met ons deel nie, en ons lewe toepas nie, en die Here toegaan op ons, en dan nie 'n antwoord vir ons gaan lees nie, dan gaan U voorwaar nie die skuldige persoon wees, wat ons nie die genadige tyd gun het nie, gebied het nie. Dit gaan ons eie keuse wees, omdat ons nie 'n keuse gemaak het nie, om die regte, gunstige tyd in ons lewe nie. Ek wil vra dat U die naprediker van hierdie woord sal wees,
terwyl hierdie woord so ernstig uitgaan, het U my gewys vanmôre. Daar sit mense wat die woord sit en beoordeel en veroordeel. En God het my die woord vir jou gegee. By môre aand 10:00 sal dit bekend wees wat jy gespreek het, en wat jy gesê het, hoe jy God se woord vanmôre beoordeel het. God sê jou uurglas is besig om uit te loop. Dis jou gunstige tyd is verby. Jy het kans tot môre aand 10:00 toe. By môre aand 10:00 sal mense weet dat jy God nie aangeneem as jou persoonlike saligmaker nie, en jou uurglas het leeggeloop. En op jou begrafnisdiens gaan mense tot bekering kom, want jy wil God nie dien nie. Wees versigtig vir hierdie woord. Ek praat die bloed van die Here vanmôre oor jou. God het hierdie gesig vir my gewys, en dit is baie ernstig. Die woord van die Here sê, jy kan nie in die hand van 'n lewendige God val nie. Hy maak nie speletjies as hy praat nie. Hoeveel konings het tot 'n val gekom, wat gedink het, was geen farao wat gedink het, hy gaan dit nie maak nie. Daar's geen farao wat gedink het, dat die God van hemel en aarde het die laaste sê in sy lewe nie. Hulle het almal gedink, hulle is geregtig, hulle is skoon, rein en heilig, en hulle het almal die toets gedink, en met hulle lewe betaal. God sê, dis jou laaste 24 uur, en mense gaan kennis neem van dit. En vanmôre wil ek by jou pleit. Ek wil mooi met jou vra, en met jou praat, nederig en opreg, asseblief, maak reg met die Here in Jesus naam. Here, seën ons res van ons mense, seën ons in die woord, seën ons in die week, laat ons met 'n opgewonde gees U sal loof en sal eer en sal prys, sal dien, sal vas staan, sal leer en sal vashou aan die woord van God, totdat U ons kom haal. Dat ons nie sal moeg word om die reg te doen nie. Die sal moeg word die regte keuses in ons lewe te maak nie, want U is ons keuse, Here. Daar's niks in niemand wat ons meer kan bied as wat U vir ons bied nie. Dankie daarvoor. Seën elkeen wat vanmôre hierdie diens in Jesus naam geniet het. Seën elkeen wat hierdie woord aangeneem het vanmôre. Seën elkeen wat die liefde van die Here bely in sy lewe en aanvaar en sê, more of you in my life. Gaan saam met elkeen en sluit die diens af in Jesus naam. En daaroor wil ek weer en ons vra, Here, hou ons trou. Want die woord die digter sê, wat kan iemand my doen as God besluit het om my te seën? Sal niks en niemand iets daarvan aan doen nie. Dis God se besluit. Dis geen mense besluit nie. Dankie daarvoor, Here, seën so elkeen wat die keuse gemaak het, dat die guns en die goedheid van God oor elkeen sal wees. In Jesus naam, tot ons weer ontmoet. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Amen. En die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou gered en aan jou vrede gee. En ons sê amen. Mense, wees geseën, wees gegroet, geniet julle Sondag. Ek gaan nou rustig wees en ja, so tot vanaand toe. Shalom julle, vrede vir julle en kalmte vir julle in Jesus naam.